Goeiemôre. Jy luister na die 18de oordeenking in die reeks, 'n paar maal om die son. Vanoggend se tema is: Ek is. Nou kom ons by die hart van die boek van ons lewe. Ek is. Wie is ek as ek al die lagies gremering, gesig verf, maskers of mure sou wegneem? As al my voorgee en my geheime sou verdwyn en ek naak sou staan, wie is ek? Wat is die rol? Wat is die karakter wat ek speel in die draaiboek van my lewe? Met die eerste oogopslag lyk dit na 'n eenvoudige antwoord. En dit mag wees dat sommige hierdie vraag makliker antwoord of hierdie sin stam makliker voltooi as ander. Maar kom ons dink nou aan 'n storieboek wat handel oor die lewens van verskillende mense en hoe hulle lewens in mekaar verweef is. Die karakters in so 'n boek, op voorwaarde dat dit 'n goeie skrywer is, sal nie aan die einde dieselfde wees as aan die begin nie. 'n Goeie skrywer weet dat karakters ontwikkel. Dit mag wees dat die agterbakse lafaard wat in die begin sy verskyning maak, aan die einde die held in die verhaal word. Die een wat in die begin maar te gedwee vir almal ja bly sê, kan aan die einde die mees beginselvaste een wees wat sê, tot hiertoe en nie verder nie. Ja, en die loyale vriend aan die begin kan aan die einde die verraaier wees. Iets wat vereenvoudig, maar julle verstaan wat ek bedoel. Ons verhaal is 'n dinamiese een, en dit wat ek nou neerskryf, mag verskil van wat ek 10 jaar terug, of selfs dae terug, neergeskryf of sou neerskryf oor myself. Wat ek vandag neerskryf, mag dalk anders lyk as die verhaal en my karakter, as oor 'n jaar of 10 van nou af. Wel, om eerlik te wees, dis my hoop dat jou storie anders sal lyk en dat jy jou karakter anders beskryf. Want ons is mos geroep tot 'n volwassenheid in Christus, wat nie in 'n vingerklap oomblik kan gebeur nie, maar deur die loop van ons lewe, ons lewensroeping bly. Maar dis nie alleen oor langer tydperke heen wat die antwoord van wie ons is, kan verander en skuif en verskil nie. Dit mag dalk blyk dat waar ek nou in my lewe is daar verskillende antwoorde. Om te verduidelik wat ek bedoel, gaan ek een van my gunsteling gedigte voorlees. Ek het dit in Afrikaans uit Duits uitvertaal waarin dit oorspronklik geskryf is. Wie is ek? Hulle vertel my dikwels dat ek uit myself se afsondering stap, kalm, blymoedig en standvastig, soos 'n adelike uit sy kasteel. Wie is ek? Hulle vertel my dikwels dat ek met my bewaarders praat, vry en vriendelik en beheerst, asof hulle onder my bevel is. Wie is ek? Hulle vertel my ook ek dra my dae van teëspoed, blymoedig, glimlaggend en trots, soos een wat gewoond is om te wen. Is ek dan waarlik wat ander mense van my sê? Of is ek werklik hoe ek myself ken? Rusteloos en verlangend en siek, soos 'n voeltjie in 'n kou. Snakkend na asem, asof 2 hande my in die keel bly wurg. Smagtend na kleur, na blomme, die sang van voëls. Dors na liefdeswoorde, vir menslike nabyheid. Bewend van woede oor die willekeur en alles wat skeefloop. Omgesit in die afwagting van goeie uitkomste. Magteloos bekommerd oor my vriende ver van hier. Moeg en leeg in gebed, in denke, in dade. Swak en gereed om alles hier vaarwel te roep. Wie is ek? Hierdie of die ander? Is ek een persoon vandag en môre 'n ander? Is ek albei te gelyk?
voor mense 'n huichelaar en vir myself 'n veragtelike, weemoedige swakkeling? Of is dit hier binne my soos 'n verslaane weermag wat vlug in die wanorde van 'n oorwinning reeds behaal? Wie is ek? Hierdie eensame vraag knaag tergend aan my. Wie ek ook al is, U weet, o God, ek behoort aan U. Dietrich Bonhoeffer, Julie 1944, 9 maande voordat Hitler hom laat teregstel het. Hy was 'n predikant, 'n professor in teologie en het opgestaan teen die ongeregtigheid van Hitler. Wanneer jy vanoggend of later vandag die sinstam voltooi, ek is, mag jy dalk ook verward voel of by verskillende antwoorde uitkom, net soos Bonhoeffer, net soos diegene wat ons vooraf gegaan het, diegene na wie ons opkyk, wat vir ons 'n voorbeeld en mentor op ons pad is, ja ook hulle het met hierdie vraag geworstel. Ons inspirasie het juis gekom van mense wat hulle self ernstig opgeneem het en hierdie vraag, wie is ek in 'n wêreld soos hierdie, met mense soos julle? Natuurlik, in 'n lewe voor die aangesig van God, 'n lewe coram Deo. Ek verwys selde na boodskappe wat mense vir my stuur. En ek doen dit omdat ek die konfidensialiteit daarvan wil beskerm. Ek wil nie, wanneer julle vir my boodskap stuur, en die vrees leef dat die volgende môre deel ek dit nie. Maar ek het baie boodskappe in die afgelope tyd gekry, en ek hou dit vaag, dat dit nie oor iemand spesifiek gaan nie. Dit val my op dat die boodskappe 'n gemeene deler het. Die boodskappe lui iets soos, dit is ontstellend vir my, dankie. Ek voel broos. Ek voel naak. Ek voel verward. Dankie. Dis belangrik om te onthou, dat wat jy nou neerskryf, net dit is wat reeds bestaan in jou. Al wat nou gebeur is, dat dit vanuit jou onderbewussyn, na jou bewussynsvlakke toe kom. Dis die proses van bewuswording. Dit is lankal deel van hoe jy die wêreld, jouself en ander mense daarin sien. En onthou, daar is geen groei of verandering moontlik sonder bewuswording nie. Dit bly altyd die voorwaarde. Bewuswording is verandering. Toe ek klein was, het ek heldeverhale gelees. Soos die een van die jong man wat die disa van die hoogste kraans wou gaan afblik vir sy nooi. Dit is nie dapperheid nie. Dapperheid is om jou seer, jou pyn, jou gebrokenheid te verwerk, om jou sonde te oorwin, om jou drake te vernietig. Ek luister nou die dag na iemand wat sê, if you don't kill the demons inside of you, they will raise your children. Sjoe, ek het lank gesit en daaroor dink. If you don't kill the demons inside of you, they will raise your children. Onthou nou, die persoon verwys nie na demons as, in die letterlike sin nie, maar as 'n metafoor. Is die goed wat ons jaag, as ons nie daarmee deel nie, maak dit ons kinders groot. So kom ons voltooi vanmôre die sinstam, ek is. Dit mag jou na baie plekke toe neem. Ek het nou na die uitdagende aspekte daarvan verwys. Maar dit kan jou na baie goeie plekke toe neem. Wat jy besef, hoeveel jy gegroei het, hoe ver jy gekom het, wat jy bereik het. Dit kan jy op jou knieë laat neerval en sê, Here, dankie vir wie U my gemaak het, langs my lewenspad. Daar was 'n tyd toe ek gedink het, ek is niemand nie. Maar U het my kom haal, en U het van niemand iemand gemaak. Ek wil tog 'n versoek rig aan jou. Soos wat die antwoorde by jou opkom, skryf dit uit 'n neutrale plek neer.
Moenie vooraf besluit watter gedagtes is goed en sleg nie. Moet dit nie beoordeel nie. Moenie in terme daarvan dink van dis goed of sleg, reg of verkeerd, lig of donker, heilig of boos nie. Skryf dit net sonder beoordeling, sonder veroordeling. Die Here ken mos klaar jou storie. Elke deel van jou verlede is 'n oop boek voor hom. Dus skryf uit die diepste en eerlikste plek van jou hart en jou gedagtes, dat jy kan sin maak van jou storie en die rolverdeling wat jy dink jy daarin moet speel. Dit mag baie naby aan die waarheid kom, maar dit mag ook wees dat jy by 'n plek kom waar jy vra, hoe op dese aarde het ek by hierdie antwoord uitgekom? Ons gebed vanmôre kom uit die groot gebedeboek. Here, tel my op, plaas my in die palm van u hand, breek oop die verseelde kluis van my hart. Laat u liefde inskyn. Here, ek loop die donker pad al baie jare. Ek sukkel so lank al om my weg in die duister te vind. Hou vas my hand, ek is bang. Ek is moeg van rondstruikel in die donker steegies van die lewe. Here, hou my in die palm van u hand. Lig my op uit die donker, wys my die lig. Wys my dat daar nog liefde in die wêreld bestaan. Here, wys my die lig. Wys my dat daar nog liefde bestaan. In Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde dag vir elkeen.